Met Jesus aan my sy, dan kan ek. met Jesus in my hart, Dan kan ek. met Jesus as my vriend, Dan kan ek. met Jesus, dan kan ek. Met Jesus aan my sy, Dan kan ek. met Jesus in my hart, Dan kan ek. met Jesus as my vriend, Dan kan ek. met Jesus, dan kan ek. Ek kan, 'n vriend verander wees. ek kan, Mooi praat en oulik wees. ek kan, Jesus se vriend ook wees. Ek kan. ek kan, 'n vriend verander wees. ek kan, Mooi praat en oulik wees. ek kan. Jesus se vriend ook wees. Ek kan. Met Jesus aan my sy, Dan kan ek. met Jesus in my hart, Dan kan ek. met Jesus as my vriend, Dan kan ek. met Jesus, dan kan ek. Met Jesus aan my sy, Dan kan ek. met Jesus in my hart, Dan kan ek. met Jesus as my vriend, Dan kan ek. met Jesus, dan kan ek. Ek kan, 'n vriend verander wees. ek kan, Mooi praat en oulik wees. ek kan, Jesus se vriend ook wees. Ek kan. ek kan, 'n vriend verander wees. ek kan, Mooi praat en oulik wees. ek kan, Jesus se vriend ook wees. Ek kan. Hi Caleb Kids, is julle reg om vandag weer saam met ons Ek Kan tuinkonsert te oefen? Ja, verlede week het ons gehoor hoe Pearly Pink vir ons die storie van die vlindermaatjies vertel het. En ons het die belangrike Bybelstorie gehoor van Jesus wat 'n lam man se bene gesond gemaak het. Omdat daai man se vriende hom gehelp het. Hulle het hom deur 'n dak gesak tot by Jesus. Wow! En vandag gaan Pippi Pers vir ons 'n poppekas hou met 2 pragtige poppe. En dis die tweede item van ons Ek Kan tuinkonsert. So is julle reg Caleb Kids? Billy, julle kry gou vir ons 'n sitplekke reg. Kom help asseblief. Enige tyd. Kom. Ek het my dogtertjie se naam is Sky. Ek het 'n seentjie pop wat se naam is Lucas. Ek wonder of hulle vriendelik kan wees. Hoe dink jy moet ons dit doen? Nee, ek weet jy moet vir my sê. Okay, kom ons kyk. Miskien. Goed, ek kan eers nie want dis mos my konsert. Ja. Gaan jy? Nou het ek 'n groot probleem. Groter as die diep blou see. Kom skop saam met my bal asseblief, Sky. Ek kan nie. Juffrou Skitter het jou dan geleer skop. Waarom kan jy nie nou jou voet teen 'n bal sit en skop nie? Jy verstaan nie. Ek kan nie, want kyk wat het gebeur met my pop. O, wee. Dit is nou vir jou 'n groot probleem. Ons sal saam seker 'n slim plan kan maak. Of hoe, Lucas? Sky, die water is te diep vir my. Maar juffrou Skitter het ons geleer, ons moet ons koppe bymekaar sit. Dan kry mense baie slim planne. Ek het dit. Jippie! My pop, is hy okay? Ek weet nie. Maar jy het dan gesê jy het my pop uit die water gered. Nee, Sky, raak nou eers vir my bietjie rustig. Ek het gesê ek het 'n plan. Ek het nooit gesê ek het jou pop gered nie. Nou wat is jou plan, Lucas? Want ek het ook 'n plan. Nou spoeg uit daai plan, dan sit ons 2 planne bymekaar en sien daar, die kalf is uit die put. My pop is nie in 'n put. Wat praat jy tog? En buitendien, ek spoeg niks. Dit is lelik. O, julle meisiekinders maak alles so moeilik. Moet ek juffrou Skitter gaan vra om my te kom help met my pop? Of gaan jy? My plan is, ek bou 'n boot en dan gaan haal ek jou pop. Dit gaan te lank vat. Dan het sy al verdrink. Ek sal hierdie tou om jou lyfie bind en dan moet jy my pop gaan haal. O, ja, dan gaan ek so ver vorentoe en dan... Dan gryp ek my pop by jou. Maar moenie worry.
Ek sal steeds die tou vashou. Dankie, Lukas. Jy maak my sommer baie gelukkig. Ander dag sal ek jou weer help om 'n groot boot te bou. Maar kom ons help net eers en red my pop. Wow! Dit was fantasties. Bravo, bravo. Ooh, Pippi, jy en jou poppekas was uitstekend. Mamma en pappa gaan mal wees oor ons Ek Kan tuinkonsert. Maar hierdie storie van Lukas en Sky laat my dink aan 'n baie spesiale Bybelstorie. Nou kom ons gaan spring weer 'n bietjie terug in tyd in ons Bybelboek en ons gaan kyk bietjie in die boek van Exodus. En daar gaan ons 'n storie lees van 'n baba in 'n bos. Kom ons gaan. Amper val ek in hierdie rivier. Pippi, hoor jy ook daai baba huil? Ja man, dit klink soos baba Moses. Maar hoe kom hy in die mandjie hier by die rivier? Daar was 'n kwaai vrede koning Farao van Egipte. Hy het God se mense so slawe laat werk, baie hard. Maak bietjie julle gesigte ook so kwaai soos koning Farao. Hy sê toe, maak al die Israeliete se baba seentjies dood. Maar baba Moses se mamma maak toe 'n baie slim plan. En sy sit toe vir baba Moses veilig in 'n mandjie en sy sit hom tussen die riete op die Nylrivier. Ja, en elke dag het sy sussie Miriam gekom om te kyk of baba Moses nog oukei is. Caleb, kiet, sit julle handjies so bo julle oor, dan soek julle soos Miriam vir baba Moses daar tussen die riete. Waar's Moses? En eendag, toe hy nog so 'n bietjie tussen die riete dryf, toe kom Farao se dogter daarin, die prinses. En sy sien hier lê 'n pragtige baba seentjie in 'n mandjie. Ag, en sy wou hom toe net help. Wys of my maak gou jou arm soos wanneer jy 'n babietjie vashou. En Miriam gaan toe na die prinses toe en sy gaan sê vir haar, weet jy prinses, ek ken iemand wat jou kan help om hierdie babietjie groot te maak. En toe gaan roep Miriam Moses se eie mamma om hom te kom help grootmaak. Dit was sulke goeie plan en sulke wonderlike nuus. Sê bietjie, jy, Moses is veilig. Jy, Moses is veilig. Julle en sy eie mamma maak hom toe groot. En daarna het Moses wonderlike goed vir God gedoen. Dit was so 'n goeie plan van Miriam om haar boetie so te help. Caleb kids, help julle ook julle mamma en pappa so mooi by die huis? O, Bibi, ek hoop hulle doen. Sê bietjie, ek kan help. Sê bietjie weer, ek kan help. So kom ons gaan leer vandag se onthou versie. Olivia, sal jy vir ons vertel? Caleb kids, vandag se onthou-vers gaan ons op 'n oranje papier skryf, want dis my gunsteling kleur. Julle onthou mos my naam is Olivia Oranje, né? So die onthou-vers wat ons gaan leer, staan in Galasiërs 6 vers 2. En daar staan: dra mekaar se laste. Nou dit klink moeiliker as wat dit is. Onthou julle het nou geleer by Pearly en Bibi, ons het gesê ek kan ander help. En dis presies wat hierdie versie beteken. As jy jou juffrou sien loop en sy het verskriklik baie goed om te dra en sy sukkel om te dra, dan hardloop jy na haar toe en jy vra, juffrou, kan ek jou asseblief help? Of as mamma jou roep terwyl jy besig is om te speel en sy sê kom help gou vir my tafeldek, dan los jy jou speelgoed onmiddellik en jy gaan dadelik na mamma toe. So kom ons sê gou weer die versie. Galasiërs 6 vers 2 sê dra mekaar se laste. En wat beteken dit nou weer? Ek kan ander help. Nou kom ons bid saam en dan vra ons die Here dat hy ons help om ander te help. Maak toe julle oë. Here, dankie dat U
by ons is en dat U ons elke dag help. Help ons ook, Here, om ander mense om ons te help. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Nou gaan julle weer lekker inkleer in julle inkleerboekie en vandag se prentjie is waar die seentjie lekker tafel dek. So onthou as julle vir mamma help of jy daai prentjie inkleer, jy moet altyd ander mense help. En nou volgende week gaan ons 'n lekker storie doen oor 'n man met 'n interessante jas. Moet dit nie mis nie.